Hallo julle, ek weet nie wat gaan aan nie. Ek weet nie hoekom het vir my so lank gevat om die record button te druk en hierdie boodskap aan julle te probeer deurgee of vir julle uit te kry nie. Ek weet nie. Um maar ek is besig om die series te kyk, The Chosen. En dit gaan oor Jesus wat al sy disippels bymekaar gekry het en dan vat dit vir ons deur um al die gebeurtenisse wat daarop volg. Um en ek het gisteraan toe kyk ek nou, hoe is dit die gedeelte van waar hulle disippels op die boot is. Hulle is op hierdie klein visvangbootjie. En hulle moet dan van die een plek oorgaan na die volgende plek. En terwyl hulle nou op hierdie bootjie is dit storms en die wind en die branders, dit raak bietjie woest daar op die water. En soos hulle besig is om te roei, sien hulle mos nou 'n figuur daar in die verte. En soos hulle die figuur sien, skrik hulle sê, "O, dit is 'n spook," you know. Um, maar kom ek lees liewer vir julle uit die Bybel uit. Lees ek liewer vir julle, sodat jy dit ook kan gaan lees. You know, gaan lees julle dit ook. So dit is as 'n Afrikaanse Bybel is dit in Matteus 14 vanaf vers 22 tot vers um 32. Ja, kom ons sê tot 32. Dit is eintlik dit is net daardie gedeelte wat ek met julle wil deel. En dan in die Engelse Bybel is dit mos nou Matthew scripture 14 verse 22 till 20 till 32. Okay, so ek gaan die Afrikaanse gedeelte lees en dan sal ek ook vir julle die Engelse gedeelte lees. So die Afrikaanse gedeelte is Jesus loop op die see. En ek gaan lees van vers 24. Okay. En die skip was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskree en vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou 'n goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel ek my om op die water na U te kom. Of beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skip af en loop op die water na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Hy is die Afrikaanse weergawe. Nou die Engelse weergawe gaan ek nou vir julle lees en dan gaan ek ook vir julle 'n paar sinne lees wat terwyl ek dit gekyk het, voor ek nou gekom het na die Bybel toe, ek mos nou obviously dit gekyk. So terwyl ek dit gekyk het ek goedjies neergeskryf. Want julle The Chosen kan ek nie kyk
of nee, ek kan, ek jok. Daar is sekere tye wat ek net sit en ek kyk dit en ek relax. En dan is daar sekere tye wat ek met my notebook sit en my Bybel, want ek wil nou weet, kykie waar in die Bybel is die storie. En ek wil net verify, is dit nog die regte storie, you know? Stem alles ooreen met wat ek nou kyk. But anyways, so die Engelse weergawe is Matthew 14 en dan gaan ek lees van vers 24. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage. I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," said Jesus. "Why did you doubt me? Why did you doubt me?" So toe ek nou hierdie gedeelte, die stukkie sien, nê, nee, het my dadelik laat dink aan ons as mens. Hoe vinnig ons kan twyfel in die Here. Julle ek struggle self daarmee om altyd net te glo en positief te wees. So ek is ook 'n mens, maar ek probeer om altyd bidend te bly. Ek probeer om eers na die Here te gaan en antwoorde te kry waar ek in die verlede eers aan mens toe gegaan het om antwoorde te kry. So vir my was dit net, toe ek dit sien, die stukkie wat vir my uitgestaan het, was toe Petrus vir die Here sê, "As dit regtig jy is, roep my uit op die water, dat ek ook op die water stap." En Jesus sê, "As jy faith het in my, kom, loop op die water." En hy klim uit en hy's op die water. Nou in die episode wat ek nou toe kyk, in die episode wat ek kyk, terwyl Pieter op pad is na Jesus toe. Nou in die episode sê dit, "Keep your eyes on me." Nou sê Jesus vir hom, "Keep your eyes on me. Keep your eyes on me." En dieselfde asem, hou jou fokus op my. Hou jou oë gerig op my. Wanneer jy faith het, moet jy daai blind faith hê in God. En dit gaan soms moeilik gaan. Dit gaan soms voel, ek is hier in die storms, ek is hier. Hoe gaan ek hier, you know? Hoe gaan ek hier uitkom? In die middel van die storm het die Here na hulle toe gekom. En steeds het hulle, sy disippels, getwyfel of dit regtig Jesus is. En dis hoekom Petrus gesê het, "As dit regtig U is." Nou, hoef ek jy bevraagteken ons nie
vir God. Hoeveel keer vra ons, Here, waar is U? Ek is besig om deur hierdie storm te gaan, waar is U? Dan sê die Here, kom na my toe, my kind. Al is die waters hoe die mekaar, al is jou storm hoe groot, kom net na my toe. Hou net jou oë gefokus op my. En Petrus het uitgeklim en Piet het uitgeklim en hy het uitgegaan. Hy het daar op daai waters gaan loop. En vir hy split sekond waar hy sy oë van Jesus afgehaal het. En hy kyk rondom hom. En hy sien die branders en hy voel die wind. Wat gebeur? Toe is dit hy vrees dat terugkom in hom. Want hoekom? Hy het sy oë van Jesus afgehaal. En dis wat gebeur in ons lewe. Die oomblik wanneer ons fokus van God afhaal. Die oomblik wanneer ons oë van die Here afhaal. Dan begin ons twyfel in alles wat ons doen. Ons begin twyfel in God. Ons twyfel in onsself. Ons laat toe dat die duiwel inkruip en in ons ore fluister. Dit gebeur met my. Dit gebeur met my. Ek het gisteraand op bid ek vir die Here sê vir die Here, ek hou asseblief daai comparison spirit uit my uit. Here, maak my doof vir die duiwel se woorde, vir die duiwel se stem. Maak my doof. Vir my was daardie gedeelte net vir my so diep. Want ek dink net aan hoe ons mense daar buite struggle, hoe ons dink dat God is nie die uitweg nie. Ja, ons glo in God, ons bid, ons doen daai, maar steeds dink ons mens is die uitweg. Steeds dink ons opportunity is die uitweg. En ek sê dit nou want die Here gee vir ons die opportunities. Maar steeds is God, as hy die uitweg. Jy moet die opportunity gebruik saam met hom. Want hy sal vir jou help om daai opportunity of dat business plan of jou verhouding, jou huwelik, waar ook al deur jy gaan. Saam met God sal hy dit vir jou fix. Sal hy dit vir jou 'n sukses maak. Sal hy dit vir jou laat groei. Net saam met God. Net saam met God. En as daar nog 'n paar woorde wat ek so uitgehaal het terwyl ek gekyk het. Have faith. Have faith. Keep your eyes on me. I'm here. I'm always here. En Pieter, toe God hom nou red en toe Jesus nou sy hand vat en vir hom nou red, sê hy, please don't let me go. Please don't let me go. En dan sê Jesus vir hom, I let people go hungry, but I feed them. I let people go hungry, but I feed them. Ons moet begin honger raak vir die Here se woord. Ons begin honger raak om tyd te spandeer saam met die Here. So vir my was dit net so ek weet nie hoe daai sien het net so 'n impak gehad gister op my. En ek hoop dat julle gaan na julle Bybel toe. Vat jou Bybel. Moet nooit net iemand se woord vat as hulle scriptures uit die Bybel uit aanhaal of as hulle uit die Bybel uit lees en goed het. Vat jou Bybel, gaan na jou Bybel toe en gaan kyk, is dit die waarheid wat hulle praat? So gaan vat jou Bybel, jy kan dit word 3 kere hierdie gedeelte van wat Jesus op die water loop, word 3 keer in die Bybel vertel. In Matthew 14 vers 22 tot 23,
Dan ook Mark in Engels. Ek gaan nou eers die Engels sê, Mark, um, vers 6 tot scripture 6, vers 45 tot 52, en dan ook in John 6, verse 16 to 21. So in Afrikaans is dit Matteus en Matteus 14 vers 20 tot 33, Markus 6 vers 45 tot 52 en dan Johannes 6 vers 16 tot 21. Gaan lees dit, vra vir die Here, wat wil hy vir ons sê? Wat wil hy vir jou sê deur dit? Vir my het hy gesê dat keep your eyes on me. I'm here. I'm always here. Don't take your eyes off me. Keep faith. Daai is wat die boodskap wat ek gekry het, want ek is besig om regtig die Here te soek. Ek is besig om regtig te wil werk aan my verhouding met God en wat God wil hê ek moet doen. Vir wie God wil hê ek moet serve en vir hoe God vir my moet gebruik. So God het vir my gewys die afgelope tyd raak. Hy het vir my gewys not on your own understanding. Hy het vir my, voor ek regtig in diepte gegaan het met hierdie journey, het hy mense remove uit my lewe uit. En dit raak hier aan die hartsnare, dat ek wil sê, maar om Jesus te obey is vir my die afgelope tyd die lekkerste ding om te doen. Vir my is dit lekker om heel dag te scroll op YouTube, op TikTok en om Christelike dinge te kyk. Elke keer wanneer ek iets hoor op YouTube of op TikTok of op Facebook en is 'n Bybelversie, ek stop, ek gaan na my Bybel toe, ek gaan kyk wat is die boodskap? Miskien is dit iets wat God vir my wil sê. En dan is daar ook nog 'n gedeelte wat heeltyd opkom na my toe is. Elke keer is dit hierdie storie van die skaap shepherd, die skaapwagter. As hy sy skape roep, sal hulle kom na sy stem toe, want hulle ken sy stem. As iemand anders sy skape roep, gaan hulle nie kom nie, want hulle ken nie die stem nie. En ek is so dankbaar dat dit voel soms moeilik om die Here se stem te hoor, maar ek glo en vertrou dat wanneer God vir my iets wil wys, sal hy my wys in 'n droom, hy sal my wys in 'n skrifte, hy sal my wys in 'n video, wat ook al, maar ek weet God sal altyd my antwoord gee. Want ek vertrou alles binne my. Alles binne my. So hierdie storie van Pieter het regtig vir my geraak gister. En ek hoop ek kan vir julle 'n mooi boodskap gee. Ek hoop ek kan vir julle miskien help ek vir dat deur waar julle gaan om te weet dat in die middel van jou storm sal God op die water na jou toe kom. En as jou faith, jou geloof sterk genoeg is, sal jy op die water kan loop na God, maar jy moet jou oë gerig hou om jy moet gefokus bly op die Here.
En soos ek dit vir julle sê, sê ek dit ook vir myself. Daar is baie kere wat ek dit self ook vergeet. Baie kere wat ek self ook twyfel. Baie kere wat ek ook vir die Here vra, Here, is dit regtig jy wat dit vir my sê? Is dit regtig wat U wil hê ek moet doen? So ek weet hoe dit voel om te struggle, om soms die Here se stem te hoor. En dis hoekom hy soms wil hê ons moet net stil raak. Ons moet net stil raak en dit is belangrik om stil te raak. En in hy stilte is wanneer God loud and clear met jou gaan praat. Trust the process. As jy besig is om vir God te soek, trust the process. Ek gaan daar voel dat niks gebeur nie. Here, hier gebeur nou niks nie. Trust the process. Bly in geloof. Okay. So, hy is my boodskap wat ek moes uitgekry het vandag en ek is doodseker daarvan dat die duiwel wou nie hê ek moet hierdie rekord nie. Hy wou nie hê ek moet die boodskap uitkry nie. Want ek het van vanoggend af, van gisteraand af het ek met hierdie boodskap gesit. Dit is nou pas 12 van die middag. Ek het nou eers hierdie boodskap rekord. So, waar ook al waartoe jy gaan, hou jou oë gefestig op die Here. Moenie rondkyk nie. Moenie jouself compare nie. Ek doen dit ook nog. Moenie jouself compare met ander nie. Jy sien daai wat jy soos 'n 100 meter atleet moet hardloop. Eerste ding wat jou coach vir jou sal sê is moenie kante toe kyk nie. Dit maak jou split sekondes stadiger. Jy het gefokus op die wenpaal, waartoe jy op pad is. Nou as God voor is, as God daar voor is, as hy vir jou lead, nou wie kyk jy dan voor jou? Jy kyk na God. Jy kyk vir hom. En as jou oë gefokus bly op hom, sal hy vir jou dinge uit die pad uitsit en hy sal vir jou deure oopmaak. Niemand gedink het dat kan oopgaan vir jou nie. So bly gefokus op die Here al is jou storms hoe donker. Al voel jy kan nêrens beweeg nie. Hou jou oë gefokus op die Here. Okay. Ek wil net gou daai spesifiek daai stukkie sê wat die Here hom sê hy moet kom na my toe. Die Here sê you have so little faith. Why did you doubt me? Daai is vers 31. You just immediately reach out and grab me. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Why did you doubt me? In Afrikaans. En hier het hy dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: "Klein gelowige, waarom het jy getwyfel?" Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Oh, so, dit was regtig vir my so mooi. Regtig. But anyways, ek hoop dat regtig dat hierdie boodskap vir iemand hier buite ietsie beteken vandag. En mag julle oë altyd gefestig wees op die Here. Moenie toelaat dat die duiwel se stem in jou oor die hele tyd bly. Sodra jy voel daar is iets in jou oor wat nie van God af is, jy vra vir die Here om jou doof te maak vir daardie stem. Vra vir hom en hy sal dit doen. Maar anyways, make good choices en dankie dat julle geluister het.
Bye-bye.